Goeiemôre en welkom by ons oordeenking. Vanoggend twee gedeeltes. Ons lees Hebreërs hoofstuk 1 en dan enkele verse uit Kolossense hoofstuk 1. Hebreërs 1 vanaf vers 1. In die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Hom het hy aangestel as erfgenaam van alle dinge. En deur hom het hy ook die wêreld geskep. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord en nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogtes. Hy is hoog bo die engele verhef, net soos wat hy 'n naam geërf het wat uitnemender is as hulle sin. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, jy is my seun. Vandag het ek jou verwek en ook ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wanneer hy die eersgeborene weer in die wêreld inlei, sê hy, en laat al die engele van God hom aanbid. Oor die engele sê hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. Maar vir die seun sê hy, u troon, o God, is vir ewig en ewig. En die scepter van geregtigheid is die scepter van u koninkryk. U het geregtigheid lief en u haat wetteloosheid. Daarom, o God, het u God u gesalf met olie van vreugde meer as u vriende. En u het aan die begin, o Here, die aarde se fondamente gegrondves en die hemele is die werk van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal hulle almal versluit en soos 'n mantel sal u hulle oprol. Soos 'n kledingstuk sal hulle vervang word, maar u bly dieselfde en u jare sal nie tot 'n einde kom nie. Aan wie van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete gemaak het. Is hulle nie almal dienende geeste, wat uitgestuur word ter wille daarvan, om hulle wat die verlossing sal beerf, by te staan nie? Dan Kolossense 1 vanaf vers 15. Die seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping, want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan, en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon, en om deur hom alles, ja alles, op aarde en in die hemel, met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Geliefdes, miskien kom jy en ek by 'n gedeelte soos hierdie, en dink ons dalk by onsself, maar dit is ou nuus. Wie van ons weet immers nie reeds dat Jesus die ewige seun van die ewige God is nie? Wie van ons weet nie reeds dat deur hom en tot hom alle dinge geskep is nie? Ons bely dit tog elke Sondag in die apostoliese geloofsbelydenis. Maar ons moet onthou dat in die tyd toe die apostel Paulus die eerste keer hierdie brief geskryf het, was die teologie, die boodskap van hierdie verse baanbrekend en lewensveranderend. Want in die persoon van Jesus het die gemeente in Kolosse tot die besef gekom
hoe groot God werklik is. In die persoon van Jesus het die Kolossense tot die besef gekom wie Jesus werklik is. Wat het hulle besef? Jesus is van ewigheid af, alle ewigheid af, die volmaakte beeld, die volmaakte voorstelling van God die Vader. Jesus het gesê, as jy my Vader wil ken, moet jy my ken. As jy my ken, ken jy my Vader. As jy en ek wil weet hoe God is, hoef jy net na sy seun te gaan kyk. In die tweede plek sê Paulus vir ons, dat hierdie Jesus die eersgeborene van die hele skepping is. Die woord eersgeborene, soos Paulus dit hier gebruik, is 'n titel. Net soos die eersgebore seun in die antieke wêreld aanspraak gemaak het op alles wat aan sy vader, aardse vader behoort. Net so het Christus ook en kon Christus ook aanspraak maak op alles wat die hemelse Vader sin is. Wat Paulus leer, wat jy en ek kan sê, maar ons weet dit, maar dalk weer moet hoor, is Christus besit die plek van prominensie en voorrang. Sy naam is die naam wat bo elke ander naam is. En daarom is hy alleen al ons aanbidding en ons lof waardig. Kom ons dank die Vader dat hy homself in sy seun aan ons bekend gemaak het. Kom ons bid vir die genade om hom heerlikheid en eer te gee as die eersgeborene oor die hele skepping. Kom ons sluit ons oë. Almagtige, ewige God en Vader, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie dag weer voor u troon te kan buig. 'n Voorreg om te kan weet, Here, u as God openbaar u self aan ons. U het u self deur die seun aan ons bekend gemaak. Dankie daarvoor, Here. Ons wil vandag bid vir genade. Genade om hom heerlikheid en eer te gee as die eersgeborene oor die hele skepping. Die koning oor die konings, die Heer van die Here. Dankie, Here, vir u genade in hierdie dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing vanoggend saam lied 464, die eerste, die derde en die vierde vers.
Vir môreoggend gaan ons net Kolossense 1 vers 15 tot 20 lees, die gedeelte wat ons ook vanoggend uit Kolossense gelees het. En dan stap ons verder en ons kyk ons verder na hierdie gedagtes uit hierdie brief van Paulus aan die gemeente in Kolosse. Mag elkeen vandag 'n geseënde dag hê, tot 6:00 môreoggend.